So op 'n dag gesels ons met Graham, wat ongeveer 'n jaar hier by House of Peace woon vandag. Toe hy aangekom het, was die mannetjie maar 47 kg. En hy het op die drempel van die dood gestaan. Ek het by die dood omgedraai. Vandag is hy spekvet en gesond. Hy het sy lewe vir die Here gegee. Hy het nou eendag begin werk by 'n hoenderplaas. Graham, ek gaan so 'n bietjie op die komputer loer sodat ek die vragies wat ek jou wil vra, dat ek kan sien wat ek jou wil vra. En ek so daar. 100%. Okay. Graham, vertel ons asseblief kortliks wie jy is en hoe jou lewe was voordat jy by House of Peace ingetrek het. Graham Victor, ek is 22 jaar oud. My lewe voor House of Peace was baie sleg. Ek was mishandeld deur my regte pa, Frans, vir 'n hele paar jaar. Hy's 'n kroniese alkoholist. Hy het my en my ma mishandel. Dus ek kom van Bloemfontein af. En ja. Okay. Graham, hoe het jy van House of Peace gehoor en waarom het jy besluit om hierheen te kom? Toe ek en my ma by vereniging gebly het ek oor die internet gegoogel vir 'n shelter. Want daar het my lewe net sleg geraak. Daar was niks, net 'n klein bietjie improvement, stadig maar seker. Daar was net 'n total 100% downhill. Jy sê wanneer jou pa het jou aangeraak en jy die oor die kos wat jy daar gekry het en Dis die shelter wat ons in Bloemfontein gebly het. vertel my gou van hom die plek waar jy gebly het. Ek moet nie die naam noem nie. Sê maar net. Nee, ek kan nie sy naam onthou nie. Okay, vertel ons 'n bietjie. Wat is die situasie daar by die plek? Wat het daar gebeur? Die situasie is baie sleg daar. Hy mense het my suurstofmasjien wat ek van die staat af gekry het, hulle gevat. Ons het kokkerot kos geëet daarso, want die kombuis wat hulle kos inmaak, die kokkerot, as hulle klaar die kos maak, hulle sit die borde daar, dan loop die kokkerotte so oor. Ek het in my eie oë gesien. En die mense wat daar gebad het, ons almal een bad gedeel. En dan moet ons daai bad skoonmaak as iemand dit vuil maak. Baie keer mense hulle bemors die bad. Ja, dit is sleg. Kan jy vir ons vertel van jou kankerdiagnose en hoe dit jou lewe beïnvloed het? Ek was gediagnoseer deur stage 4 skildklierkanker wat daai tyd versprei het na my longe toe en na my hart en my rusting en my lewer. Maar ek dink God het my geseën. So, dalk het ek nie meer kanker nie. So, dan my kop hoog. Dit is ook moeilik om soos net positief te bly, maar ek bly positief. Plezier. Sê my, wat was jou eerste indruk toe jy by House of Peace aankom? Hoe het jy het van die stasie afgekom? Ons het julle nog gehaal by die stasie, is dit nie? Ja, daai treinstasie daar by die noord. Ja, ons het jou gehaal by die stasie. Wat is jou eerste indruk toe jy hier aankom? Hierdie is baie nice mense. Dis 'n baie groot verandering teen die ander shelter. Baie beter. Almal is so welcoming, almal is so soos 'n familie. Hulle almal gee om vir almal. Dis awesome gewees. En sê my, die ondersteuning wat jy ondervang het, jy sê nou die mense was awesome, soos 'n familie. Het die mense jou ondersteun? Het hulle oor jou geworry? Vertel my 'n bietjie, hoe was die mense met jou? Jy sê nou... Yes, dis kom ek so sê, almal het soos, hulle het oor my geworry, hulle het soos... Veral die ou tannie seker, né? Sien, veral die ou tannies vir my. Hulle het my geëi.
Watter ondersteuning het jy gedurende jou eerste paar weke by House of Peace ontvang? Die tannies wat jou so baie gelike het, en so wat so baie om jou gekoek het, en jy sê hulle het jou gechow. Ja, baie die ou tannies, hulle het my gekyk. Maar oom Jacques, hy was ook baie een wat my gehelp het om vir my rigting gegee het, my geondersteun het en met my dat ek na hom toe kon gaan praat het, as ek soos hartseer gevoel het of enigiets geplaat. Sê vir my, House of Peace, die tydjie wat jy by House of Peace is, met die kerk elke oggend, en jy het nou nog vir my gesê, jy het daai plek het jou geloof afgebreek. Vertel vir my van die geloofsverandering wat jy by House of Peace gekry het, van hoe jy was en wat voordat jy hiernatoe gekom het, wat was jou verhouding tussen jou en God en wat is jou houding vandag, wat is jou verhouding vandag tussen jou en God? My verhouding daai tyd met God was glad nie goed. Ek het nie 'n verhouding glad nie gehad met God nie. Voor House of Peace het ek 'n verhouding begin bou met God. Nou is ek gelukkig, ek kry na my pad omdat ek saam met God staan. Wat vind jy van, as ons sê, jou geloof, wat is dit wat jou aanraak, wat het jou geloof gebou hierso, wat dink jy, wat is die oorsaak wat jou geloof gebou het? Die oggendkerk, die kerk wat ons gereeld hou, die pastore wat gereeld gekom, dis lekker. Watter verandering het jou bekering in jou lewe gebring? Wat se gedagtes en optrede? Hoe was jou gedagtes? Hoe was jou optrede? Hoe het dit jou lewe verander? Voor House of Peace. Voor jou bekering, ja. Baie bitter, baie kwaad vir die lewe, en net die hele tyd selfmoordneigings oor en oor. Moeg vir die lewe. Okay. Ek kan dink. Is ek nie te kwaai nie? Nee, ek was dan nie te kwaai met jou nie. Nee, hom is net streng. Is ekstreem. Okay. Jy het ongeveer 47 kilogram geweeg. Nou weeg jy 78. 78. En dis nie vet nie. Ja, Dis nie vet nie, dis massa. is dit muscles? Okay. Werk jy, hoe werk jy vandag teenoor toe jy hier by House of Peace aangekom het? Wat is die verskil? Wat het jou, waar kom al dit, jy sê nou dis nie vet nie, dis muscles. Waar kry jy die muscles? Om soos 'n man te werk. Dis 'n man te werk. Yes. Het House of Peace jou daar 'n man gemaak? House of Peace het my 'n man gemaak wat enige vrou sal waardeer. Amen. So, jou ma woon ook saam met jou hier by House of Peace. Hoe het hierdie plek haar lewe beïnvloed, volgens jou? Volgens my, goed eintlik. Vertel ons 'n bietjie, hoe was jou ma? Sy was, Toe sy nou, baie- oor jy wat nou so siek was, en hoe het jou ma, sy het seker baie geworry oor jou. sy was baie En ek oor. dink seker baie depressief, omdat haar kind nou seker siek is. Nee, sy was nie depressief nie. Sy was eintlik sterk, want sy het al daai slegte gevoelens binne gehou en 'n sterk gesig opgesit. Maar, Was seker binne gevreet, né? baie. Kon jy net sien hoe dit daar binnekant geëet het. Dan sy die hele tyd soos smaal en try positief bly. Om vir my ondaagbaar. Wat beteken House of Peace vir jou? Wat het House of Peace in jou lewe gedoen? Baie goeie verandering in my opgebou. En veral om Jacques wat my 'n goeie ondersteuning was.
En as ek soos enige moedeloos voel of hartseer voel, kan my gevoelens met hom gaan uitpraat. En op 'n manier. Op 'n manier is ek's bietjie bang om met hom wanneer te kom praat. Dis Ek leer basies. Ek het nie 'n rol in jou lewe gespeel. hom het 'n baie groot rol gespeel. Okay. Wat is jou grootste droom en doelwit? My grootste droom is om 'n pro-gamer te raak en net deeltyd soos games speel permanent en geld daarvoor te maak. Lions gaan na die muur en word wys. Wat is boomslang? Boomslang is wanneer iemand net soos okay, ek gaan gou dit gaan doen, ek los my werkpos nou, kom ek oor kom so 'n paar minute terug. Dan kyk ek lekker, want daar's lekker boomslang daar. Okay. Leegheid is so goed. So Graham, sê vir my, hoe gaan dit tans met jou gesondheid? Is jy beter vandat jy hier aangekom het? Ontvang jy nog mediese behandeling? Gaan jy nog vir ondersoeke? Hoe voel jy? Hoe voel jy geestelik en fisies teenoor toe jy hier aangekom het? Hoe was jy? Is daar verbetering? Daar is definitief 'n verbetering. Geestelik voel ek goed. Ek gaan nie meer vir mediese behandeling nie. Want ek kan nie, hulle sê is nou klaar. Ek kan nie meer behandeling kry nie. Dan is gereken jy gaan nou die emmers kom. Maar jy moet daar, dan is nie God nie. Net God kan vir jou sê wanneer jy moet gaan. Nou, God het 'n doel vir my. amen. So Graham, jou maat saam met jou hierheen getrek. Hoe het House of Peace jou ma se lewe beïnvloed, dink jy? Baie goeie invloed, want sy was 'n groot emosionele vrou vir sy hiernatoe gekom het. Sy het angsaanvalle gekry, gereeld, en sy permanent gehuil. Toe nou sy liefde gevind, ek het 'n klein boetie, klein sussie gevind, en sy het liefde gevind, en sy huil nie meer nie, sy's lag en smil, sy lyk goed, Jy bly vir haar. baie bly. My ma kort geluk. So hoe voel dit om deel van 'n groot familie, van 'n groter familie te wees? Van 'n pa wat omgee vir jou en omgee vir jou ma. Hoe voel dit? Wonderlik. Net bly ek het 'n ordentlike pa gekry. Wat se rol dink jy speel God in julle gesin? So dit vir my lyk baie groot rol. Hy doen wonderwerke met ons familie. Eerlik. Baie keer ons stamp koppe, maar ons werk dit uit. Ons sê, God vergewe alles, né? Yes. Amen. Sy genade is oneindig groot. Wat dink jy sou met jou en jou ma gebeur het as dit nie vir House of Peace was nie? Wat dink jy, wat sou... Dood en op straat. Nee. Eerlik, want dit was die punt wat ons by was. En vereniging waar ons gebly het is nie baie veilige plek nie. Daar was 'n gang wat net soos een straat oorkant ons gebly het, wat elke aand soos gangwars gedoen het daarso. Hey. Wat beteken House of Peace vir jou vandag? House of Peace beteken vir my huis. 'n Huis wat ek baie waardeer. God sorg vir die mossies en die diere van die veld, ek kom nie vir jou op nie. Nou, Amen. jy is House of Peace, as jy nou sê House of Peace, voel vir jou soos 'n huis. Wie se plek is House of Peace? God se plek.
God se plek. Amen. Dis ons plek, dis God se plek. God is hier so elke dag, né? Ja. Dat is hy. Hy doen wonderwerke wat mense nie kan sien nie. Prys die Here. So, wat wil jy vir die mense sê wat skenkings doen en wat Anita wat kom preek hierso en die mense wat kos bring en die mense wat vir ons kom doop, wat vir jou kom doop het. Jy is gedoop hier by ons. Ek was 3 keer gedoop as kind. 3 keer gedoop. Ja, En dit het gewerk, 3 keer het dit gewerk die doop. dit gewerk, ja. Okay. So, wat wil jy vir die mense sê wat jou kom doop het vir Anita en die skenkers? Wat wil jy vir hulle sê? Dink wat wil jy vir hulle graag sê? Vir Tannie Anita wil ek sê baie dankie dat sy gereeld kom preek wanneer sy 'n tydjie het. Ek waardeer haar preke baie. En vir die mense wat daai tyd kom doop het, so waardeer as hulle weer kan kom, dan sal ek weer wil gedoop word. Wie wil gedoop word? Kan 'n mens genoeg gedoop word? Nee, mens kan gedoop word soveel soos mens wil. Dis jy was net sonde af. Of was die sonde af? Ja. Prys die Here. Wat sal jy vir iemand sê wat dit oorweeg om House of Peace te volg op Facebook? Wat sal jy vir hom sê as jy net daarna kan kyk en jy kan sê hier's die rede hoekom jy House of Peace moet volg? Sonder die skenkings van die mense daar buite is daar nie House of Peace nie. Ons het hulle harte nodig. En ons waardeer dit. Want elke bietjie wat hulle gee, dit help mense vir die mense wat hier bly om te eet, om te drink, om alles te kry wat hulle nodig het. Want die lewe daar buite is daar woes. Op die strate is nie 'n joke nie. Wat sal jy vir iemand sê wat dit oorweeg om House of Peace te volg? Ja. Hulle moet asseblief volg, want sonder hulle is daar nie House of Peace nie. Hulle goeie harte, hulle goeie natuur doen baie om House of Peace se voete te kry. Want hulle is die enes wat vir ons daaglikse pap gee, ons daaglikse lunch gee en ons aandete gee. En ons kombers, ons beddens, dat ons genoeg klere het om dit, dat ons skoene aan ons voete het. So jy wil graag vir die mense sê, volg asseblief House of Peace. Asseblief. Deel ons stories. En raak deel van die verhaal om ander mense 'n tweede kans te gee. 'n Nuwe begin te gee. Almal kort 'n tweede kans. Almal kort 'n tweede kans. Ja, as jy kan terugdink, wat se rol dink jy? Ek gaan dit nie so vra nie. Jy moet die mense sê, op so 'n manier weet ek dat iets in jou lewe beteken. Ja, natuurlik. Oom was voor Raymond was oom soos nog 'n pa wat ek na kon gaan het. 'n Kwaai pa. Dis ek kom 'n bietjie gekom het, maar oom was 'n pa en oom het my leiding gegee.